Goeiedag leerders, vandag gesels ons oor die eerste 20 elemente van die periodieke tabel. Alles wat ons om ons kan sien, waarneem en voel, bestaan uit elemente. Jou arms en bene, die grond, die lig en die sterre, bestaan alles uit elemente. In hulle kleinste en eenvoudigste vorm staan hierdie elemente bekend as atome. Wanneer die elemente bymekaar inhak, vorm hulle nuwe stowwe, soos water wanneer suurstof en waterstof bind. Net so bind chloor, 'n ontsettend giftige gas, met natrium, 'n vreeslike giftige metaal, en vorm doodgewone tafelsout. Ons organiseer die periodieke tabel volgens atoomgetal. Waterstof se atoomgetal is 1, dis is hy heel eerste op die tabel. Die atoomgetal van 'n element is die aantal protone in die kern van 'n atoom van daardie element. Die periodieke tabel word nie net gelees soos 'n gewone boek nie. Dit is ingelees in periodes en groepe. Periodes lees ons horisontaal van links na reg. Waterstof en helium vorm byvoorbeeld die waterstofperiode. 'n Groep of familie is 'n vertikale kolom in die periodieke tabel. Elemente in dieselfde groep het ooreenstemmende chemiese eienskappe. Ons lees dus groepe van bo tot onder. Vir vandag se gesprek gaan ons net kyk na die eerste 20 elemente. Ons bespreek hulle op grond van hulle atoomgetalle. Om jou te help om die elemente te memoriseer, sal ons voorstel dat jy ons klaargemaakte periodieke tabel flitskaarte aankoop en gebruik. Die kaarte maak dit vir jou maklik om die elemente te memoriseer. Dit is kleurvol en elke kaart het 'n prent op wat jou gaan help om die element makliker te verstaan en te onthou. Jy kan die kaartjies uitdruk of op jou foon laai. Die link na die kaartjies is in die beskrywing. Kom ons kyk nou na die eerste 20 elemente. Nommer 1, waterstof. Waterstof is oral om ons. Hier op aarde kry ons waterstof in water, plante, diere en ook natuurlik in mense. Dit kom in byna alle molekules in alle lewende wesens voor. Waterstof se simbool is H en sy atoomgetal is 1. Nommer 2, helium. Helium is 'n gas wat kleurloos, reukloos en smaakloos is. Helium word byvoorbeeld gebruik wanneer ballonne opgeblaas word. Het jy geweet dat helium jou stem anders kan laat klink wanneer jy dit inasem? Helium se simbool is He en sy atoomgetal is 2. Nommer 3, lithium. Lithium is die metaal met die minste digtheid en is ook die element wat die minste solied is. Jy kry lithium in baie elektriese toestelle, soos jou selfoonbattery. Lithium is baie vlambaar as dit nie reg hanteer en gestoor word nie. Lithium se simbool is Li en sy atoomgetal is 3. Nommer 4, beryllium. Beryllium is 'n staalgrys, sterk, liggewig en bros aardalkali metaal. Beryllium word in baie nywerhede gebruik, insluitend lugvaart, satelliete, ruimteteleskope en motors. Beryllium se simbool is Be en sy atoomgetal is 4. Nommer 5, boor. Boor word hoofsaaklik in chemiese verbindings gebruik. Boor word gevoeg by veselglas vir isolasie en ook by ander strukturele materiale. Met boor kan jy strukturele en hittebestande materiale versterk. Boor se simbool is B en sy atoomgetal is 5. Nommer 6, koolstof. Koolstof word gebruik vir brandstof in die vorm van steenkool, metaangas en riolie wat gebruik word om petrol te maak. Dit word gebruik om allerlei materiale te maak, insluitend plastiek en staal. Die kombinasie is van koolstof en yster. Dit word selfs gebruik om swart ink vir drukkers en verf te maak. Koolstof se simbool is C en sy atoomgetal is 6. Nommer 7, stikstof. Stikstof is belangrik vir die chemiese industrie. Dit word gebruik om kunsmis, salpetersuur, nylon, kleurstowwe en plofstof te maak. Stikstof se simbool is N en sy atoomgetal is 7. Nommer 8, suurstof. Sonder suurstof sal ons nie kan bestaan nie. Dit gee lewe. Wanneer dit met waterstof kombineer, kry ons water. Alle lewe hang dus van suurstof af. Suurstof se simbool is O en sy atoomgetal is 8. Nommer 9, fluor. Daar was geen kommersiële produksie van fluor tot die Tweede Wêreldoorlog nie, toe die ontwikkeling van die atoombom
en ander kernenergieprojekte dit nodig gemaak het om groot hoeveelhede te vervaardig. Vandag word fluor in baie chemikalieë gebruik, insluitend oplosmiddels en hoë temperatuur plastiek soos Teflon wat in braaipanne gebruik word. Fluor se simbool is F en sy atoomgetal is 9. Nommer 10, neon. Die grootste gebruik vir neongas is vir advertensieborde. Neon word ook gebruik om hoë spanningsaanwysers te maak en word met helium gekombineer om helium-neon lasers te maak. Vloeibare neon word as kriogene koelmiddel gebruik. Neon se simbool is Ne en sy atoomgetal is 10. Nommer 11, natrium. Natrium geur kos en word as bindmiddel en stabiliseerder gebruik. Dit is ook 'n voedselpreserveermiddel aangesien bakterieë nie kan floreer in die teenwoordigheid van 'n groot hoeveelheid sout nie. Die menslike liggaam benodig 'n klein hoeveelheid natrium om senuwee-impulse te gelei, spiere saam te trek en te ontspan en die behoorlike balans van water en minerale te handhaaf. Natrium se simbool is Na en sy atoomgetal is 11. Nommer 12, magnesium. Magnesium speel 'n baie belangrike rol in die liggaam, soos die ondersteuning van spier- en senuweefunksie en energieproduksie. Magnesium word ook gebruik in verskeie produkte, soos motorsitplekke, skootrekenaars, kameras en elektriese gereedskap. Aangesien magnesium maklik in lig ontbrand en met 'n helder lig brand, word dit in vuurwerke en vonkelaars gebruik. Magnesium se simbool is Mg en sy atoomgetal is 12. Nommer 13, aluminium. Aluminium word gebruik in 'n groot verskeidenheid produkte, insluitend blikkies, folie, kombuisgereedskap, vensterrame, biervate en vliegtuigonderdele. Aluminium se simbool is Al en sy atoomgetal is 13. Nommer 14, silikon. Silikon word gebruik in konstruksiemateriaal, die vervaardiging van transistors, in rekenaarchips, sonpanele en as waterdigting. Silikon se simbool is Si en sy atoomgetal is 14. Nommer 15, fosfor. Die hooffunksie van fosfor is in die vorming van bene en tande. Dit speel 'n belangrike rol in hoe die liggaam koolhidrate en vette gebruik. Dit is ook nodig vir die liggaam om proteïene te maak vir die groei, instandhouding en herstel van selle en weefsels. Fosfor se simbool is P en sy atoomgetal is 15. Nommer 16, swaal. Swaal word gebruik vir die maak van motorbatterye, kunsmis, olieraffinering, waterverwerking en mineraalontginning. Ander gebruike vir swaal gebaseerde chemikalieë sluit in blykpapier en produkvervaardiging soos sement, skoonmaakmiddels en plaagdoders. Swaal se simbool is S en sy atoomgetal is 16. Nommer 17, kloor. Die belangrikste gebruik van kloor is as 'n blykmiddel in die vervaardiging van papier en lap, maar dit word ook gebruik om insekdoders, rubber en oplosmiddels te maak. Kloor word in drinkwater en swembadwater gebruik om skadelike bakterieë dood te maak. Kloor se simbool is Cl en sy atoomgetal is 17. Nommer 18, argon. Argon word in buise en lae-energie gloeilampe gebruik. 'n Lae-energie gloeilamp bevat dikwels argongas en kook. Wanneer dit aangeskakel word, gaan 'n elektriese ontlading deur die gas en genereer UV-lig. Hierdie edelgas kan ook gevind word in verkoelingsstelsels, brandblussers en karre se lugsakke. Argon se simbool is Ar en sy atoomgetal is 18. Nommer 19, kalium. Kalium se hoofrol in ons liggaam is om normale vlakke van vloeistof in ons selle te help handhaaf. Kalium help ook spiere om saam te trek en ondersteun normale bloeddruk. Kalium se simbool is K en sy atoomgetal is 19. Nommer 20, kalsium. Kalsium is 'n mineraal wat meestal met gesonde bene en tande geassosieer word, hoewel dit ook 'n belangrike rol speel in bloedstolling, spiere help om saam te trek en help om normale hartritmes en senuweefunksies te reguleer. Kalsium se simbool is Ca en sy atoomgetal is 20. As jy wil weet hoe om die periodieke tabel te memoriseer en hoe om te leer vir al jou ander vakke, woon een van ons studiemetodes werkswinkels by. Ons leer jou hoe om op te som en te memoriseer volgens jou leerstyl. Leerders vanaf graad 4
tot graad 12 is welkom, as ook universiteitsstudente. Om jou plek te bespreek, gaan na ons website. Die link is in die beskrywing. Baie dankie dat julle die video gekyk het. Like asseblief die video en subscribe aan ons kanaal, sodat ons vir julle nog video's kan maak.